Die son sak stadig oor die Egiptiese land. Goudgeel lig weerkaats op die breë Nylrivier. In die verte lê die groot stede Pithom en Ramses half voltooi. Die Israeliete werk sonder ophou. Hulle trap klei met voete wat stikkend en moeg is. Die swepe van Egiptiese taakmeesters klink soos donderslae deur die warm aandlig. Daar heers nou 'n nuwe farao oor Egipte. Hy onthou nie Josef se goedheid en wysheid nie. Hy sien net gevaar in die volk Israel wat elke dag sterker en groter word. Uit vrees beveel hy dat hierdie volk slawe moet wees, werkers wat nooit mag rus nie, sodat hulle nooit sterk genoeg sal wees om teen hom op te staan nie. Dag na dag maak die Hebreërs bakstene van modder en strooi. Hulle hande is grof en seer, hul rug gebuig onder swaar laste. Vroue, mans en kinders werk saam onder streng toesig. Niemand durf kla nie, want 'n klag te bring die skerp pyn van die sweep. Hulle leef van dag tot dag, sonder om te weet wanneer die swaar kry sal ophou. In die donker aande, as die taakmeesters uiteindelik vertrek, vertel ouers verhale vir hulle kinders. Hulle fluister sag van Abraham en God se belofte aan hul voorvaders. Hierdie verhale brand soos klein liggies in hul harte. Hoewel die dae lank en moeilik is, gee hierdie stories vir hulle hoop dat God hulle nie vergeet het nie. Maar Farao se hart word harder en sy geduld raak op. Hy sien die Hebreërs nog steeds groei, nog steeds sterk bly ten spyte van hul lyde. Daarom roep hy die taakmeesters bymekaar en gee hulle nuwe bevele. Maak hulle werk nog moeiliker, sê hy. Hulle moet dubbel die hoeveelheid bakstene maak, sonder om te rus. Die oonde brand dag en nag. Die volk ly, maar hulle bly vasbyt, hul harte vol moed en geloof. Farao raak al meer bekommerd en kwaad. Hy gee 'n vreeslike opdrag aan die Hebreëse vroedvroue Sifra en Pia. Maak elke Hebreëse seentjie wat gebore word dood, sê hy streng. Maar hierdie twee vroue respekteer God se woorde meer as Farao se bevele. Hulle gehoorsaam God en red die kinders se lewens. God sien hulle getrouheid raak en seën hulle met eie gesinne. Woedend oor die ongehoorsaamheid, stuur Farao sy soldate na elke Hebreëse huis. Neem elke pasgebore Hebreëse seentjie, sê hy, en gooi hom in die Nylrivier. Skielik is daar geen veilige plek vir 'n baba nie. Ouers probeer hulle kinders wegsteek. Hulle huil stilweg in die nag met gebede wat soos fluisteringe na die hemel opgaan. Die Nyl, eens 'n bron van lewe vir Egipte, word nou 'n plek van groot verdriet. Ouers vrees die geluid van soldate se voete. Hulle probeer alles om hul kinders veilig te hou. Hulle verberg hul kleintjies in donker hoeke, agter mandjies en onder klere. Die rivier vloei rustig voort, onbewus van die pyn wat op sy walle afspeel. In hierdie moeilike tyd word daar in 'n klein Hebreëse huis 'n baba gebore. Hy is sterk en mooi, maar sy ouers se harte word gevul met vrees. Hulle besef gou hulle sal hierdie kind nie verlang kan wegsteek nie. Tog glo hulle dat God hulle op 'n spesiale manier sal help. Hulle wag en hoop op 'n wonderwerk. Die volk roep uit tot God. Hulle smeek hom om hulle swaar kry te sien en hulle te bevry. Hoewel hulle nog nie weet hoe dit sal gebeur nie, glo hulle vas dat hy luister. Hulle kyk na elke kind wat gebore word en sien hoop. Hulle weet God sal hulle nie vergeet nie.